Dag 127 van ons reeks deur die Nuwe Testament. Ek is Rinus van Sion in Parys, 'n daaglikse oordeenking. Vanmôre se tema is jou offer. Dit lees vir ons uit Romeine 8 vers 32. As God nie sy eie seun gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgegee het, sal hy nie saam met hom ook alle ander dinge aan ons skenk nie. Die woord gespaar word slegs op een ander plek in die Griekse vertaling van die Ou Testament gebruik. Toe Abraham sy seun Isak na die berg Moria geneem het, het God gesê, Abraham, lê jou hand nie na die seun nie. Moenie aan hom iets doen nie, want ek weet nou dat jy God vrees, aangesien jy jou enigste seun vir my nie teruggehou het nie. Die woord teruggehou is dieselfde woord wat hier in Romeine as gespaar vertaal word. Ek stel voor dat die rede waarom God soveel seëninge op soveel maniere oor Abraham kon uitstort, was omdat Abraham bereid was om die een ding in sy lewe op te offer wat die meeste saak gemaak het. Deur dit te doen, het Abraham gesê, ek sal die mes in my seun se bors steek, want ek het u lief, Vader, meer as wat ek my vermoë vertrou om te verstaan wat aangaan. So ook, as die ding wat die meeste vir jou beteken, of dit nou jou vrou, kinders, huis, motor, werk, toekoms is, glad nie vir jou saak maak in vergelyking met jou verhouding met die Vader nie, kan God allerlei seëninge oor jou uitstort, want dit sal nie 'n afleiding vir jou wees nie. God sê hier, as ek jou my seun gegee het, gaan ek van nou af doen wat goed is vir jou. Jy kan daarvan seker wees. Daarom sê Paulus, toe God sy seun gegee het, het hy sy grootmoedigheid, sy vrygewigheid en sy liefdadigheid bewys. Waarom dan bevraagteken wat tans aangaan? Enige iets wat hy met ons deel of van ons weerhou, kan nie begin vergelyk met wat hy reeds in Christus aan ons gegee het nie. In hierdie dag is my hart net so vol dankbaarheid vir Jesus Christus, die weg, die waarheid en die lewe. Mag die Here jou oorvloedig seën in hierdie dag. Amen.